aan God al die ere, hy het wonders gedoen. In liefde gee hy ons sy enigste seun. Hy offer sy lewe as sonderrantsoen, om vir ons die hemelpoort ope te doen. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Volmaakte verlossing, die prys van sy bloed, vir almal maak God die belofte nog goed. Die grootste oortreder wat waarlik geloof, word dadelik deur Jesus vergifnis beloof. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Hy leer ons sy wonders, hy het wonders gedoen. En ons is nou deur sy kruisdood versoen. Maar groter as alles en heerlik en skoon, sal daardie dag wees wanneer ons Jesus kroon. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Die titel van my boodskap is 1 uit 11.000. Kom ons lees nou saam Psalm 91 en dan kyk ons waar kom ek aan hierdie titel. 1 uit 11.000. Ek lees uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Vers 7, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Ek vra nie, ek sê, dis moontlik volgens God se woord om in God se sekuriteit en in God se veiligheid en in die Here se voorsiening en in die Here se genesingskrag te lewe en te wandel.
Nie net een dag nie. Nie net een dag wanneer ons in die hemel sal wees, soos die Engelse koortjie sê, in the sweet by and by nie, maar nou hier in die gevaarlike hier en nou tyd. Psalm 3 vers 9 sê, die heil, Engelse woordjie salvation of die Afrikaans verlossing behoort aan die Here. Hierdie woordjie verlossing, salvation, kom 20 keer voor in die ou vertaling. 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid, salvation, te verkry deur ons Here Jesus Christus. Die Grieks daarvan is soteria, en ek wil vir u lees presies wat beteken soteria: wholeness, preservation, material and temporal deliverance from danger and apprehension, wat beteken van aanhouding of in hegtenisneming, pardon, restoration, wat beteken herstel, healing and soundness, wat beteken gesondheid. Hoor dan, die Here Jesus Christus het gekom om my en jou te verlos na gees, siel en liggaam en omstandighede. En ek sê halleluja, prys sy wonderlike naam. I'm dancing in the joy of the Lord, halleluja. 'n sekere prediker het getuig hoe dat hy op 'n dag die stem van die Here gehoor het wat vir hom sê, your days of sickness and disease are over. Halleluja. Hy het gesê, I believe it and I have been walking in the glorious truth of it for more than 30 years. By Pinksterpark het ek destyds die prediker Ron Koesmol hoor sê, dat vir 25 jaar was hy nie een dag siek gewees nie. Your days of sickness and disease are over. God se vermoë om my en jou uit te red en deur te dra tussen duisende is wonderbaarlik. Vers 7, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Hier aan my linkerkant letterlik lê daar nou 1000 dood, 10.000 aan hierdie kant, 1 plus 10.000 gee vir jou 11.000 en uit die 11.000 staan daar een ou en dit is ek en jy wat op God vertrou. Die Here kan een familie, die Here kan een gesin, die Here kan een persoon tussen duisende in die lewe hou en hom beskerm ten spyte van moeilike tye. Noag, God het hom en sy huis 'n ander pad laat loop. Duisende sterwe, die hoeveelheid mense wat daardie tyd op die aarde was. Wat sou die wêreldbevolking gewees het, sal ek maar 'n skatting maak. Argumentsondalwe kom en sê, daar was reeds 50.000 mense op die aarde, dalk baie meer, ek maak net 'n skatting. Almal het omgekom, behalwe Noag en die 7 ander mense wat saam met hom in die ark was. Net maar 8 gered, prys sy wonderlike naam. Ek sê halleluja, prys ons God, wat een gesin in die lewe kan hou, ongeag die omstandighede van 'n wêreldvloed. Psalm 68 vers 20 sê, geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons heil. Heil wat beteken redding, wat beteken salvation, wat beteken soteria. Vers 21 van Psalm 68, God is vir ons 'n God van verlossinge, meervoud. Hy het nie net een verlossing nie, hy het verskillende, baie verlossinge. God se verlossinge kan nie opraak nie, loof die Here. En die Here het uitkomste meervoud, nie net een uitkoms nie, uitkomste teen die dood
Die dood is die moeilikste. En as God uitkomste meervoudvorm het, teen die dood is al die ander goedjies sommer maklik. Hier in Psalm 37 vers 40, en die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle. Daar's weer die soteria, want hulle skuil by hom. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Die wat by God skuil. Ek vra, skuil jy by die Here? Indien nie, dan moet jy van hierdie dag af by die Here begin skuil. Kom ons kyk na 'n klompie voorbeelde waar God sy mense beskerm het. Deur die eeue heen het God bewys dat hy besit die vermoë om te doen wat hy beloof het, selfs onder die moeilikste, die haglikste, die slegste omstandighede. Abraham trek weg van sy familie wat afgodedienaars was. En dan kom hy uiteindelik in Kanaan aan, waar daar net soveel afgodedienaars was. Afgodedienaars is omring met bose geeste van die duiwel. Hy trek daar as, ons kan sê as enkeling wat God gedien het. Dit lyk nie regtig asof Sarah 'n verhouding met die Here gehad het nie. Dit lyk nie asof Lot sy broer se kind met die Here 'n verhouding gehad het nie. Abraham enkel en alleen in daardie land van afgoderry. Dit het gewemel van hulle wat die duiwel daar gedien het. En ongeag al sy wedervaringe en slegte dinge en teëspoed en hongersnood en gevare en omswerwinge, voorsien God vir hom in al sy behoeftes. Prys die naam van Jesus. Loof die Here. En niemand kon dit waag en het dit gewaag om 'n hand op hom te lê nie. Prys die Here. Nie 'n haar van sy hoof het geval in Kanaan, waarheen die Here hom gevat het. Ten spyte van slegte omstandighede. Sy seun Isak beleef iets wonderlik hier in Genesis 26. In 'n jaar van hongersnood. Hongersnood is erger as net 1 jaar se droogte. Terwyl al die ander mense gebrek ly, hongersnood beleef, mense doodgaan, sê die woord van die Here, saai Isak in die jaar van hongersnood en hy oes 100voudig, en die Bybel sê, want die Here het hom geseën. Wanneer God seën, is ons inderdaad geseën. Prys die Here. Ons kan sê dis soos in ons dag. Die voedselpryse het 20% gestyg, die rand verswak, die petrolpryse styg, die inflasiekoers is hoog. Vers 13 sê van Genesis 26, en die man het groot geword en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Mag God vir my en vir jou na die Gees dit ook doen, prys sy wonderlike naam. Sodat die Filistyne, sy vyande, op 'n dag na hom gekom het en gesê het, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. God is in staat om vir my en vir jou en ons families veilig deur te dra in tye soos hierdie, ongeag wat. Daar is die weduwee vir wie Elisa gehelp het, sodat sy kanne gebring het, en daar is olie gegiet uit daardie een botteltjie in die volgende kan, in die volgende kan, in die volgende kan, in die volgende kan, totdat die kanne op was, en sy kon daardie olie gaan verkoop en al haar skuld betaal. Toe is daar die weduwee van Sarf gedink het sy gaan sterwe. Sy gaan nou 'n laaste bietjie meel gebruik om ietsie te maak vir haar en haar seun, en dan sal hulle maar doodgaan, want daar is nie verder kos nie. Hongersnood. Ons van die weste in Suid-Afrika, ons weet nie wat is hongersnood nie. Ons sien maar prentjies, ons hoor daarvan, daar fisies, regtig, daar op die toneel, daar die vrou het gemeen, sy gaan dood.
Maar dan kom Elisa en Elisa sê, maak eers vir my 'n broodkoekie. Nou, hy's die profeet, ons kan sê eers vir die Here. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En toe sê eers vir die Here offer. Wat gebeur? Sodat Elisa sê, so spreek die Here, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. God is in staat, prys sy wonderlike naam, om vir my en vir jou en vir elkeen wat op hom vertrou te voorsien. Even the bad times are good, loof die Here. Nou is dit ook geen geheim en wil ek die boodskap omswaai, dat die wat nie die Here gekies het, as die een op wie hulle vertrou, die een by wie hulle skuil, die een in wie se skuilplek hulle vertoef nie, hulle het almal omgekom. Die Israeliete trek vertrouende deur die Rooi See. Veilig trek hulle deur asof op 'n teerpad, loof die naam van die Here. Maar toe die Egiptenare agterna kom en dit probeer op dieselfde plek, op dieselfde terrein, toe hulle dit probeer, word hulle verswelg deur die handels en die volke, sodat hulle versuip soos landskilpaaie en soos molle. Daniël oornag in 'n leeukuil met uitgehongerde leeu's, maar hy kom niks oor nie. God sluit die bekke van die leeu's, maar toe sy vyande daarin gegooi word, wat die oorsaak en die rede was waarom Daniël leeukuil toe moes gaan, toe hulle daar so land is, hulle binne in die mage van die leeu's, soos 'n sappige sondagmiddagmaal, verteer die leeu's hulle almal. Die 3 vriende van Daniël beland in die vuuroond, omdat hulle nie wou buig voor die beeld, toe die musiek gespeel word van die koning nie. En hulle beleef God se bonatuurlike beskerming binne in die vuuroond, sodat niks van hulle verbrand het nie. Daar was nie, sê die Bybel, 'n ruikie van rook aan hulle liggame nie gewees. Sadrag, Mesach en Abednego. Maar toe die persone wat die vuur 7 maal warmer gemaak word, toe hulle uiteindelik daarin gegooi word hulle verbrand tot damp. Geliefdes, ons moet net ook mooi verstaan, as ek hierdie dinge preek van God se bonatuurlike voorsiening, skrif op skrif, teks op teks, moet ek en u nie vir een oomblik dink, daar sal nie stryd wees nie. Die Here het nêrens gesê, ons sal nie stryd hê nie, en dat ons geloof nie getoets sal word nie. Kan ek vir ons hier lees in Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Sinnebeelde van stryd en moeilikheid, maar God is met my en saam met jou daar. En as jy deur vuur gaan, dit klink asof dit al moeiliker word, sal jy jou nie skroei nie, die vlam sal jou nie brand nie. Ongeag hierdie dinge, loof sy wonderlike naam, is God met ons. Die bekende Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Terwyl daar 1000 val aan my en jou sy, en 10.000 aan die ander kant, en dit is altesaame 11.000 is daar een ou wat regop staan, en dit is ek en jy. Ons is ongedeerd, omdat ons op God vertrou, en ons die Here ons skuilplek gemaak het. En nou kan ons die vraag vra, het God dit net verseker is beloof? En ek sê nee, vir almal.
Hierdie boodskap is vir almal wat sekere kondisies en voorwaardes sal nakom. Die apostels en profete en diensknegte van die Here het dit uitgebasuin. En ons kan vra, wat is dan hulle wat vernietig en verniel, en die Here het hierdie slegte ding aan my gedoen, sodat wanneer hulle hierdie boodskap hoor, dan kan hulle dit nie glo nie. Sodat ek en jy moet ophou om te kla en onsself voed met God se woord, sodat ons vibreer van geloof. Ek gaan met die deel wat my styl is vir jare. Ek het tekskaartjies, hele pakkie van hulle. Ek het hulle in plastiek sakkies, hierdie het ek nou uitgehaal. Eksodus 15 vers 26 gaan oor genesing. Al die tekste oor genesing saam gegroepeer. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. En die volgende teks is Eksodus 23 vers 25, en julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. So het ek oor geloof, so het ek oor finansies, 'n klomp tekskaartjies. Nou weet ek, wat sê mense? Prediker, stuur tog joue vir my aan. Nee, geliefde, jy moet jou eie bymekaar maak. Mense wil dit koop en weer geld maak uit dit. Nee, geliefde, jy moet hier werk uit die woord. En alles wat jy kry, skryf dit neer, quoteer dit, leer dit, laat dit in jou hart 'n goddelike waarheid word, totdat jy een word met die woord, en kyk wat doen die Here vir jou. Tweede voorwaarde, as jy 1 uit 11.000 wil wees, vir wie hierdie beloftes werk, en vir wie God sal staande hou, terwyl daar 11.000 om jou lê. Nommer 2, jy moet in die skuilplek waarvan ons gelees het in Psalm 91, daar moet jy jouself bevind. Ek skuil by die Here, in die Here Jesus Christus. Toe pastoor Nico Botha destyds vir Samuel Doctorian bel en sê, "Where are you?" Sy eerste antwoord, sy styl van praat, "I am in Christ. In Christ is in me." Nie net kanseltaal nie, dis sy taal wat hy gedurig praat en waarmee hom besig hou. Die Here is die toevlug van sy lewe. Geliefdes, daar kom 'n tyd dat jy op niks jou kan verlaat nie. Wanneer jou bankbestuurder jou nie meer kan help nie, wanneer die polisie jou nie meer kan help, wanneer die weermag jou nie kan help, wanneer die advokaat en die prokureur en die regter en selfs die president jou nie meer kan help nie, pa en ma is nie meer daar nie, en die pastoor kan jou nie help nie, maar net die Here God nog alleen jou kan help. Dis is waar ek en jy ons elke dag moet bevind, in diepe afhanklikheid voor die Here, desperaat in die Here. Die Here moet ons toevlug wees, ons toeverlaat. Die eerste persoon na wie ek vlug wanneer daar stryd is, wanneer daar gevaar is, wanneer daar siekte dreig, wanneer daar finansiële probleme is, verhoudingsprobleme, probleme op elke terrein. Ek kan dit na die Here toe vat, want ek leef altyd in vertroue op hom. Derde, as u wil 1 uit 11.000 wees, jou mond moet sê en spreek wat God sê.
Psalm 91 vers 2 het ons hier gelees. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou, loof sy wondernaam. Ek sê dit vir die Here, my toevlug, my bergvesting. Spreek geloof, spreek die woord. Jou mond praat vir jou of in die hel in, of in die hemel in. Amen, prys die Here. Dit is so verkeerd wanneer mense al die ongeloofstories vertel. Ja, jy moet daarom onthou, daai ene het ook die Here so mooi gedien, en kyk wat het hy alles oorgekom. Daardie mense is nie my voorbeeld nie, geliefdes, maar die woord van God en Jesus is my voorbeeld. Ek wil afsluit met 2 getuienisse. Daar was die straatpredikers wat 'n veldtog gehou het, en hulle was karig en nie baie aardse besittings gehad nie, en hulle ry met hulle motorkar terug. Ons sal sê dis 'n ou skedonk wat uit mekaar uitval, en daar's 'n padblokkade, en hulle gaan hulle aftrek, en die kans is baie goed, hulle gaan groot boetes kry, want hulle ou karretjie is maar nie padwaardig nie, maar hulle het uitgewaag en vir die Here gewerk, so getuig hulle. As hulle nie die waarheid praat nie, is dit op hulle. En hulle sê vir mekaar, terwyl die verkeersman daar met 'n luidspreker en die karre reguleer, sê hulle vir mekaar, man, weet jy, die Here God kan hierdie karretjie van ons in 'n Mercedes-Benz verander. Hy sê die volgende oomblik sê daardie verkeersman oor die luidspreker, daardie wit Mercedes-Benz kan maar verbygaan, en daar trek hulle verby. Kyk wat doen God, die mense in benoudheid voor die Here kom skuil. Nou geliefdes, ek wil nou iets vertel wat ek self beleef het, self gesien het. Ek was deel daarvan gewees. Jare gelede op Pinksterpark het Dr. Isak Burger 'n reeks gepreek, en daardie spesifieke aand het hy gepreek oor jou Dalmanutha geleentheid. Ons lees dat Jesus was net een keer in Dalmanutha. Is 'n dorpie daar in Israel. Ons is nie vandag baie seker waar dit is nie. So daardie mense het net een keer die kans gekry om by Jesus uit te kom. En hy swaai daai boodskap en hy sê, daar is sommige kere dat jy net een keer kry jy die kans en dan is dit verby. En hy sê, hy voel vanaand, hier is mense wat net hierdie een kans het. Hierna is dit verby. Hy maak 'n uitnodiging en mense kom na vore en hy sê vir ons pastore, daardie tyd het ons nog agter hom op die platform gesit en hy sê, pastore gaan bedien die mense. Nou vra ek altyd, Heilige Gees, lei my, vir wie moet ek gaan bid, waar moet ek gaan? En ek sien 'n vroutjie wat daar staan, wat vreeslik huil, ek gaan na haar, en ek sê, suster, wat kan Jesus vir jou doen? Hoe kan ek vir jou bid? En sy noem 3 dinge. Nommer 1, sy's 'n teruggevallene, sy wil weer na die Here kom. Nommer 2, sy verlang die vervulling met die Heilige Gees, sy wil graag in ander tale praat. En nommer 3 sê sy, haar huwelik is op die rotse, haar man se tasse is gepak, en as sy vanaand by die huis kom, sal hy reeds weg wees. Ek lei haar na die Here. Sy neem weer die Here Jesus Christus aan as redder en saligmaker. Tweedens, ek bid vir haar vir die vervulling, die doping met die Heilige Gees, en sy praat in ander tale. En derdens, ek bid vir haar so goed as wat ek kan vir haar huwelik, dat die Here in haar man se hart sal werk, dat hy nie sal weggaan nie die huis sal verlaat nie, en dat die Here weer liefde in sy hart sal sit vir sy vrou. En as sy daar die aand by die huis kom, hy nog daar sal wees en haar terug sal verwelkom. Geliefdes, dit is al wat ek toe nou weet. Ek dink ek het nooit weer daardie vrou in my lewe gesien nie. Die volgende oggend vroeg is ons by die sonskynssaal waar ons vroegoggend bid hier het, en so voordat die bid hier begin, is daar 'n vrou wat wil getuig. En sy getuig en sy sê, nou ek sit ook daar en luister maar, blaai ek hier so in die Bybel rond en soek na iets moois uit die woord uit, of besig met my gedeelte wat ek lees vir die dag, maar ek luister ook wat sê die vrou. En my ore is gespits toe ek hoor, my dogter was gisteraand in die diens,
En sy het uitgegaan op die uitnodiging van Dr. Isaac Burger en sy het 3 sake na die Here geneem. Nou spits ek eers my ore. Nommer 1, sy het weer haar hart vir die Here gegee. Nommer 2, sy is gedoop met die Heilige Gees, eg na al die jare. En sy sê al die groot manne van God het vir haar gebid tot, ek meen pastoor Pieter Snyman, en sy het nooit iets ontvang nie. En ons weet dit is eg, want ons dogter sal haar nie met iets onegs ophou. En ek dink by myself, ek die eenvoudigste van alle mense, ek bid vir haar en die Here, vul haar met die Heilige Gees, en sy spreek in ander tale, en op daardie punt wil ek vir u sê, sien, u tale is eg, en 'n werklikheid, loof die naam van die Here. En sy vertel verder, en gisteraand toe sy by die huis kom, haar huwelik was op die rotse, die man by die huis verlaat, het hy haar met ope arms terug verwelkom in die huis. Prys ons God, wat die Here gedoen het. Maar geliefdes, dis nog nie die einde nie. Die tannie en die oom kom na my toe en sê, ons het gesien, pastoor, dit was jy wat vir ons dogter gebid het. En as ek dit vertel, geliefdes, onthou net asseblief, ek is niks. As daar iets moois is dit die Here, laat ek en u dit altyd sê. En hulle sê, luister, bring jou vrou, ons wil julle na die winkel toe vat, klerewinkel, en dan pastoor, dan koop jy vir jou die duurste pak, die mooiste pak, die beste pakklere wat jy kan kry, en jou vrou kan vir haar die beste, die mooiste, die duurste rok uitsoek. En geliefdes, ek onthou dit so goed soos gister. My vrou het maar so 'n ou rooi rokkie gevat, sy het nou maar so 'n ou nederige ou rokkie geneem daar. Maar ek dink vir myself, dis my kans, en ek weet dat die sybok haarpakke was daardie tyd baie in die mode gewees, en ek het so 'n grys pak vir my gekies, daar met sulke swarterige streepies, en ek het hom lank gedra, en ek het dit later ook geskenk. Geliefdes, al wat ek wil sê is, God is 'n werklikheid, en hy wil vir my en vir jou onderneem. Wat hy gedoen het, doen hy weer. God het geen wit broodjies nie. Hy is dieselfde, sê Hebreërs 13 vers 8, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Kan ek vir ons bid? Here, ek bid dat elkeen wat nou luister 'n keuse sal maak en sê, ek kies om God te glo en die Here op sy woord te vat. God kan vir my alles doen wat nodig is. Ek plaas my in die skuilplek van die Allerhoogste. Ek wil een wees met die Here en ek vertrou op my God en op niks anders nie. En met my mond gaan ek bely wat God se woord spreek. Here, nou bid ek vir mense dat U hulle vul met die Heilige Gees, dat die mense gesond maak, elke siekte, krankheid en kwaal, en Here, dat daar 'n deurbraak kom in mense se lewens op elke terrein waarvoor hulle nou in 'n krisis is en waarvoor hulle nou die Here vertrou. Here, as daar mense is met huweliksprobleme, doen wat U vir daardie vrou en daardie man daardie aand gedoen het by Pinksterpark, en die man was nie eers daar nie, doen weer dieselfde. Here, as daar mense is met finansiële krisisse, los vir hulle dit op, Here, omdat hulle op God vertrou. Ek dank U, my koning, dat U mense wat siek is gesond maak, en ek sluit my eie knie ook daarby in, en ek vertrou U, Here, dat U my knie aanraak en my knie gesond maak op grond van geloof in die kruiswerk wat Christus gedoen het toe hy gesterf het vir gees, siel en liggaam en ons omstandighede. Here, nou prys ons U, nou eer ons U, nou sê ons dankie in geloof, en vat ons dit, en sê ons, Here, ons het dit, ons is gesond, my finansies is geseënd, my huwelik is geseënd, want die Here God seën, en niks kan dit keer nie. In sy wondernaam bid ons dit, in die naam van Jesus. Amen. En elkeen wat nog buitekant staan, buitekant die kring van gelowiges, nog in die duister tas, ek wil jou uitnooi, bid nou ook hierdie gebed van redding en verlossing met jou hele hart en hele wese.
Hierdie is nie 'n oppervlakkige, goedkoop manier om in die koninkryk van God ingebore te word nie. Die voorwaarde is steeds met jou hele hart moet jy na Jesus Christus die Redder kom. Bid en sê dan, Vader, ek kom na U in die naam van U Seun Jesus Christus. Vergewe al my oortredinge en al my sondes, alles wat ek verkeerd gedoen het, alles wat ek verkeerd gepraat het, alles wat ek verkeerd gedink het, alles wat ek versuim het om te doen, wat ek geweet het wat reg was. Ek vergewe alle ander mense wat my te nagekom het, seer gemaak het, verneder het. Ek spreek hulle vry, Here, want U woord leer, as ek nie vergewe, sal U my ook nie vergewe. Here Jesus, was my met U kosbare bloed. Ek glo dat U op die kruis het gesterf het vir my sondes. En Here Jesus, ek nooi U, kom in my lewe deur die Heilige Gees, wederbaar my, skenk my die wedergeboorte, skryf my naam in die boek van die lewe, en delg dit nooit weer uit nie. Help my om van hierdie dag af U te volg, en by U te skuil, en by U te bly, U te dien, na die beste van my vermoë, tot die laaste dag en die laaste asem wat ek sal uitblaas. Gee my daartoe die krag en die inspirasie deur die Heilige Gees. In die naam van Jesus Christus, Vader, bid ek dit. Amen. As die son opkom en die nuwe dag ontvou, sien ek die liefde van die Heer. In die donker nag sien ek die grootheid van die Heer, in al die sterre in die hemelsfeer. Dan wil ek sing en die lof en die eer aan die Here bring. Dan wil ek sing en die lof en die eer aan die Here bring. Ek hef my hande op om die Here te vereer vir sy genade. As ek sy hande werk in my lewe ook kan skou, staan ek verwonderd oor sy krag. Dan wil ek sing en die lof en die eer aan die Here bring. Dan wil ek sing en die lof en die eer aan die Here bring. Dan wil ek sing en die lof